Welkom by vandag se lesing oor internasionale handelsmerkbou. Ons sal ondersoek hoe besighede sterk handelsmerke oor verskillende kulture en markte heen kan bou. Internasionale handelsmerkbou behels die skep van 'n handelsmerkidentiteit wat wêreldwyd resoneer. Dit vereis 'n balans tussen standaardisering en aanpassing. Standaardisering beteken die handhawing van 'n konsekwente kernhandelsmerkboodskap, visuele identiteit en waardes oor markte heen. Dit bevorder erkenning en vertroue. Aanpassing is noodsaaklik aangesien 'n een grootte pas almal benadering selde werk. Handelsmerke moet hul strategieë aanpas by plaaslike kulture en voorkeure. Produkwysigings mag nodig wees om aan plaaslike behoeftes en regulasies te voldoen. Dit verseker dat die produk geskik is vir verskillende markte. Bemarkingsboodskappe moet aangepas word om by plaaslike kulturele nuances aan te sluit. Wat in een kultuur werk, werk dalk nie in 'n ander nie. Om plaaslike verspreidingskanale te verstaan is noodsaaklik. Om met plaaslike verspreiders saam te werk of aanlyn teenwoordigheid aan te pas, kan markbereik verbeter. En ten slotte vereis die bou van 'n sterk internasionale handelsmerk noukeurige beplanning en kulturele sensitiwiteit. Deur standaardisering en aanpassing te balanseer, kan maatskappye wêreldwyd volhoubare groei bereik. Voorbeelde van suksesvolle internasionale handelsmerkbou stel maatskappye soos Coca-Cola of McDonald's tentoon wat hul handelsmerke effektief by verskillende markte aangepas het. Uitdagings van internasionale handelsmerkbou bespreek potensiële slaggate soos taalhindernisse, wetlike beperkings en kulturele misverstande. Die rol van digitale bemarking in internasionale handelsmerkbou verken hoe sosiale media en aanlyn bemarking aangewend kan word om globale gehore te bereik. Dankie vir die aandag.